Prysers in hierdie plek vanaand. Kan ons die Here 'n behoorlike lofoffer gee? Kan ek vanaand vir jou sê, ons aanbid die enigste lewende God, en hy's die Alfa, hy's die Omega, hy's die begin en hy's die einde van alle dinge, en ek en jy kan nie stil staan nie, ons kan nie stil bly nie, ons het 'n rede om te kan jubel en te kan juig in die teenwoordigheid van die allerheiligste God. Is daar enige iemand wat saamstem? Amen. Ek is so bly, ek preek nie vanaand vir 'n dooie kerk nie. Amen. As jy vir 'n dooie kerk preek, dan gaan soek jy iemand wat 'n koeie aanbid. Maar ek aanbid die enigste lewende God wat die dood oorwin het, wat opgestaan het, en hy sit aan die regterhand van God die Vader, en hy het 'n belofte gemaak dat hy gaan terugkom. Amen. Prys die Here, al die eer kom die Here toe vanaand. Halleluja. Pastoor, baie dankie vir die voorreg. Kom ons staan net so. Ek wil graag bid voor ons verder gaan, want ek glo dat die Here vanaand vir iemand iets wil doen. Amen. Sê gou net vir die persoon daar langs jou, jy's op die regte plek vanaand. Waarom? Want Jesus is hier. Amen. Die woord van die Here sê nie verniet, want waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. Halleluja, wil jou hand opsteek en sê, thank you Jesus for the privilege. Come on, thank you Jesus for the privilege to be in your presence this evening. Amen. Hemelvader, ek dank U vanaand vir die goddelike voorreg om in die kosbare teenwoordigheid te kan kom vertoef, Here. Daarom is my gebed vanaand, Vader, dat U my sal berg wegsteek agter die ou ruwe kruis, Here. Maar my gebed is dat die Gees van God totale en al beheer sal vat van elkeen se hart en elkeen se gedagtes vanaand, Here. Here, dat alles wat uit my mond uitkom gelouter sal wees deur die Gees van God wat vir ons kom vernuwing gee, wat vir ons bekragtig vanaand, Here, alleenlik soos wat U dit kan doen, Here. En daarom weet ek, wanneer ons roep vanaand, Here, is die woord van God nog steeds ja en amen. En ek weet, wanneer ek roep vanaand, antwoord U, Here, want U woord van die Here leer vir ons, voor U sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U waarlik God is, en ons gee al die eer daarvoor. En daarom vra ek, Here, dat U van sitplek tot sitplek sal gaan. Ek kom ook vanaand met die autoriteit wat U ons gee, en ek kom vanaand teen elke gees van hindernis, kom ek in die naam van Jesus Christus, en ek wil sê, jou vyand van die kruis, die bloed van Jesus Christus is teen jou. Ek bind elke vorm van hindernis, en ek dank U, Here, dat die woord sy snelle gang sal gaan, en ek eer U daarvoor in Jesus naam. En as jy saamstem, sê 'n bietjie amen. Kan ons nou die Here behoorlike lofoffer gee? Ag man, jy het 2 hande om die naam van die Here te kan groot maak. En daarom kan jy hulle opsteek en jy kan die Here al die eer gee en jy kan 'n hande klap gee. Jy het 2 voete gegee. Is enige iemand met 'n rolstoel vanaand? Nee, met ander woorde, ons kan dans voor die Here. Halleluja. Mag die Here ons help vanaand, kerk. Kom ek sê gou vir jou, die kerk is in chaos. Jy gaan dalk nie hou van wat jy van hoor nie, maar jy gaan die waarheid hoor. Want die woord van die Here sê vir ons, julle sal die waarheid leer ken. En die waarheid sal jou vry maak. Amen. As die kerk op die plek is waar hy moet wees, sal die wêreld sien dat daar is nog krag in die bloed van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Jy kan jou Bybel oopmaak in die boek Joël, die 2de hoofstuk. Ek gaan ook aanhaal uit 2 Timoteus 3. Vanaf die 23ste verse, daar in Joël 2. En as jy jou woord oop het, gaan ek jou vra om saam met my te staan as ons dit lees. Want God ag die woord hoor as homself. So as jy dit reg het, kom ons staan, dan gaan ons net lees, en dan gaan ek bedien soos die Gees van die Here op my hart lê. Hy sê in vers 23, hy sê, en julle kinders van Sion, juig
en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns, soos voorheen. Sê soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskrype vol mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed, luister mooi, en ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringhaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het met groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is en dat ek die Here julle God is en niemand anders nie. En my volk sal vir ewigheid nie beskaamd staan nie. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Die Here seën sy gelese woord. Jy kan maar jou sitplek neem. Ek glo dat daar tog van die kerk is van vandag wat nog na die ware werking van die Heilige Gees soek. Amen. As daar 'n ding is wat my irriteer, is dit namaaksels. As daar 'n ding is wat vir my irriteer, is wanneer 'n mens iemand probeer opsweep om so bietjie die teenwoordigheid van God te kan probeer ervaar. Maar ek wil vanaand vir jou sê, geliefde kind van die Here, ek en jy moet verstaan, wanneer gaan die Gees van God werklik uitgestort word en wanneer kan dit nie uitgestort word nie. Want jy sien, ons jaag alles net een ding baie keer na, en ek gaan dit sê soos dit is, baie keer wil ons meer in tale praat as om reg te lewe. Een ware kind van die Here se lewe word nie gemeet met die gawes van die Heilige Gees nie. 'n Ware kind van die Here se lewe word met die vrug van die Gees gemeet. En daarom sê die woord van die Here vir ons, en ek wil dit aanhaal, hy sê vir ons in 2 Timoteus 3, hy sê vir ons duidelik, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Waarom? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters. Ek gaan dit maar sê soos dit, ek praat so 'n bietjie bilingual ook, want ons maar die Engelse moet weet, ons gaan eendag net Afrikaans in die hemel praat. Maar as een ding wat ek vanaand vir jou wil sê, daar's 'n haughtiness spirit wat in die kerke ronddoen, want ek is altyd beter as jy. Come on. Come on, as jy nie kan sê amen, sê eina. Maar een ding is verseker, dat by God is ons gelyk. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Voor God gaan ek en jy alleen een so staan en ons gaan antwoord gee vir elke woord wat uit ons mond uitkom. Ons gaan verantwoording doen omdat ons nie heiligmaking nagestreef het soos ons stel is om heiligmaking na te streef nie. En die woord van die Here sê, hulle sal geldgierige wees, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. Die Here help vir my, die kerk is in chaos. Want pastoor, ag shame, jy moet almal aanvaar. Ek aanvaar nie almal nie, ek is jammer.
Jy moet vir my in die woord van die Here wys, waar God sê, aanvaar die sonde, wat 2000 jaar terug sonde was, is vanaand nog steeds sonde, wat 2000 jaar terug verkeerd was, is vanaand nog steeds verkeerd. Kom aan, kind van die Here, as jy nie eers weet wat se gender is jy nie, hoe verdwaald moet jy nie wees nie. En dan wil jy bevraagteken wat God gedoen het. Jy bevraagteken die skepingskrag van God. En dan noem hulle dit liefde. Die woord noem dit last. Onverzoenlik. Kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder die liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En dan vers 5. Mense wat 'n gedaante van God saligheid het. Maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Tot sover. Nou geliefde luister, amper dink ek is op die radio. Geliefde, jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Terwyl ek hierdie woord voorberei en ek vra vir die Here, wat wil u vir die kerk sê? Jy sê, gaan sê vir die kerk, te midde van die chaos, gaan ek iets doen. Ek het nou gehoor, het jy nog 'n verwagting? Wat is jou verwagting? Kom aan. Wat is die kerk se verwagting? Die kerk kan nie in herlewing kom. Ek is baie dankie, broer, jy het gesê herlewing, want almal wil herlewing hê. Maar die kerk kan nie in herlewing kom as die kerk nie eers tot bekering toe gekom het nie. Wat as jy gaan kyk, wat sê die woord van die Here in Joël 2, dan gaan kyk hy na die opskrif, net van Joël 2, 'n ernstige oproep tot bekering. Hoe verwag ons? God moet ons kom besoek, as ek nie op die plek is waar God wil hê ek moet wees nie. Ek kan mos nie op 'n plek kom en verwag God moet my heeltyd kom ontmoet waar ek is nie, want die woord van die Here leer, hy sê vir my, nader jy tot God. Nader tot God en hy sal tot jou nader. En ons luister so baie keer, dan sien ons, en ek hierdie kanseltjie is nie net 'n stukkie hout nie. Dis 'n heilige plek waar God se woord vanaf moet verkondig word, waar daar geen leuns vanaf mag verkondig word nie. Want elke prediker wat agter hierdie kansel staan, gaan eendag verantwoording doen voor 'n lewende God. En ek wil vanaand vir jou sê, daar's baie meer predikers wat bloed op hulle hande het, want hulle is meer gestel wat die mens dink as wat God dink. Joël 2, ek wil net 'n gedeelte aanhaal. Vers 11 sê, die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer. Ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik. En wie kan dit verdra? Kerk, ons soek herlewing. Ons soek dat die krag van God moet geopenbaar word. Die woord leer vir ons in Markus, voordat hy opgevaar het hy vir ons 'n opdrag gegee. En hy het gesê, wanneer jy gevul is, sal jy die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Julle sal dooies opwek en groter dinge as wat Christus gedoen het, die sal ons doen. Maar die kerk het sy krag verloor. Wat jy sien, ek het groot geword in 'n Pinksterkerk waar ek bang was vir die prediker, want hulle was godsmanne wat geweet het en ingestel was en gevul was met die Heilige Gees en geweet het wat binne in jou hart aangaan. Vandag is elke prediker, elke iemand se buddy. Ek is jammer, jou pastoor kan nie jou buddy wees nie, hy is jou pastoor. Amen. En God verwag van hom om jou te tugtig. God verwag van hom om jou te leer. God verwag van hom om jou te lei. Kom ons wees eerlik vanaand. Geliefde kinders van die Here, ons moet vanaand een ding besef. Dit is 'n vreeslike dag
wanneer jy in die hande van 'n lewende God gaan val. Die woord van die Here sê, party mense gaan sê, berge val op my, heuwels bedek my. Terwyl ek en jy vanaand die voorreg het om die heerlikheid van God te kan ervaar en om sy teenwoordigheid te kan ervaar en te kan ervaar hoe God nog steeds die krag van die Here geopenbaar kan word. Maar wanneer kan dit geopenbaar word? Wanneer ek op my knie gekom het en ek het neergeval en ek het die Here gevra, Here vergewe my. Jy sien ons soek wonderwerke. Ons soek iemand moet uit rolstoele opstaan, want dit is tog deel van die gawe van genesing. Maar dan gaan die genesing plaasvind as daar nie getrouheid is nie. Dan kan die genesing plaasvind as die getrouheid is nie. As daar nie gehoorsaamheid is nie. Want jy sien, jy moet lankmoedig wees in jou gebedslewe. Here, verander my saak. Here, verander my omstandighede. Kom aan. Hoe lank bid jy al dat God die saak moet verander? Kom ons wees eerlik. Is daar enige iemand wat hier is vanaand wat sê, die Here moet asseblief by hulle kom stil staan en 'n saak verander? Ten minste een. Dat ons is op 'n plek, die kerk is in chaos. Maar ek het vanaand nuus vir die kerk. Dat God sê, ten midde van die chaos, gaan ek iets nuuts doen. Ten midde van die toestand wat die kerk insit, en ek so bly, pastoor Eben het dit gebid, want dit so vir my 'n bevestiging om te doen wat ek moet doen, om te gee wat ek moet gee. Hy sê, want die dag van die Here is groot, uitermate vlees, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my, met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeur julle hart en nie julle klere nie. O, Here help vir my. Hoekom het almal nodig om te sien, jy het nie 'n goeie dag nie? Kom aan. Leer die woord nie dan vir ons dat die blydskap in die Here is my beskutting? En dan loop ek met 'n suur gesig, my lip, ek trap elke tweede tree wat ek gee, trap ek my lip raak. Want dinge het nie volgens my weer gebeur nie, maar weet jy, partykeer moet God nie vir jou alles gee wat jy wil hê nie, want jy gaan dit nie kan hanteer nie. En die beste van alles, jy gaan nooit rentmeesterskap gee oor dit nie. Jy doen aansoek om 'n nuwe kar te koop en die Here sê nee. Ek weet nie wat wil die Here nou weer hê nie. Die Here weet jy gaan hom nie kan betaal nie. Maar die Here moet voorsien. Hy sê, en skeur julle hart nie met en nie julle klere nie. Bekeer julle tot die Here God, want hy's genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering uit. Hy sê, laat die priesters en die dienaars van die Here tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid nie, dat die nasies met hulle nie spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Het jy al met iemand probeer praat en vertel wat die Here vir jou gedoen het en wat hulle moet doen? Die eerste ding wat hulle vir jou sê is, ek het my kerk. Come on. Of, dis nie hoe ek het glo nie. Of hulle eerste, en die tweede ding is, weet jy wat, veral as jy vir hulle sê, luister, hierdie gesypigheid, kom ons praat Afrikaans, dat ons mekaar kan verstaan. Want as jy 1 wynkie drink, of jy 3 biere drink, of jy 6 bottels brandewyn drink, jy drink. Pastoor, is dit so ernstig? Ja. Wat die woord van die Here sê,
Sonder heiligmaking gaan ek en jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Sonder heiligmaking, sonder vrede. Ek kan nie vrede hê met iemand anders nie, maar ek wil hemel toe gaan. Wat gaan ek en jy maak as daai persoon voor ons daar is? Wat gaan ek dan maak? Wat gaan ek dan sê? En die een waarvoor hulle die meeste wip is die pastoor. Want uit Sondag het hy nou net weer vir my gepreek. Miskien moet hy meer vir jou preek. Sodat jy kan hoor, wat sê God vir die kerk? Daar by my, daar in Middelburg, hy preek net sonde, 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 sonde. Weet jy wat, dis sonde wat jou die hemel uit gaan hou. Dis sonde wat jou die hemel uit gaan hou. Dit het nog altyd gegaan oor 'n sielebesigheid. God se besigheid is siele. Dag nog steeds is dit 'n sielebesigheid. Christus het nie op die kruis gesterwe vir nog 'n kar of nog 'n huis nie. Hy het gesterf vir 'n siel wat verlore gaan. Hy het gesterf vir iemand wat God nodig het. Hy het gesterf sodat ek en jy vanaand kan sê op my bors slaan en sê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Maar die uitstorting van die Heilige Gees is belangrik. Die uitstorting van die Gees van God op die kerk is uiters belangrik vandag. Want voordat Jesus Christus, en ek sê dit onder respek en groot eerbied vir God, voor hy aangemeld het vir sy werk waarvoor God hom gestuur het na die aarde toe, is hy gevul met die Gees van God. Want hoekom? Hy was bekragtig deur die Heilige Gees vir die taak wat op hom gelê is, om weerstand te kan bied teen die werke van die vyand, om weerstand te kan bied teen selfs teen die wêreld en die mens. Dis hoekom God verwag dat die kerk ingevul word, dat hulle kan weerstand bied. Die invulling met die Heilige Gees se prioriteit is om my en jou te lei in die waarheid. Sodat ons werklik kan vry wees in die waarheid. En ek kyk na hierdie gedeelte en ek sien wat die Here, as ek kyk dan na die belofte oor die oorvloed, dan besef ek net een ding vanaand, en jy moet dit vanaand mooi kan vat vanaand, want saam met die werking van die invulling van die Heilige Gees, kom daar 'n oorvloed. En dit het niks met prosperity uit te doen nie. Niks. Dit het niks met geld te doen nie. Daar kom 'n oorvloed. Leer die woord van die Here vir ons. Hy praat van die koring. Luister gou-gou. Wat natuurlik die brood verteenwoordig en die brood van die lewe. Dit beteken dat die Here vir ons 'n oorvloed van sy woord sal gee uit die troonkamers van God uit vanaand, sodat ek en jy kan weet wie kan ons vertrou en wie kan ons nie vertrou nie. Luister mooi, ek sê dit gereeld agter my eie kansel, sê ek, jy sit nie in hierdie kerk en jy luister net wat ek sê nie. Jy gaan toets my met die woord van God. Kom ek sê vir jou, die woord is die waarheid en hierdie woord leer vir my dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis hoekom baie mense so maklik mislei kan word. Dis dan my pastoor, dis dan my prediker, dis my dominee. Hy staan nie veronderstel om my te mislei nie. En as ek die woord reg lees, en in my Bybel staan dat die duiwel sal selfs kom met die netjieste pak klere, en hy sal homself voordoen as die engel van die lig. Hoekom kan ek dit sê? Want ek sien baie keer hoe hulle predikers meer worry oor wat in jou sak aangaan as wat in jou hart aangaan. Die brood van die lewe, naamlik Jesus Christus,
Die brood wat uit mekaar uitgeskeur was, die liggaam wat ook die offer is. En God kom gee vir ons oor as genoeg bewyse dat ek en jy waarlik vrygekoop kan wees, waarlik genesing kan ontvang, waarlik verlossing kan ontvang. Mos, die Amplified sê in vers 24, hy sê, and the threshing floor shall be full of grain and the fast shall overflow with juice of the grape and oil. Natuurlik, die druiwesap, die wyn wat verteenwoordig die bloed van Jesus. Met ander woorde, there is still power in the blood of Jesus Christ. Halleluja. Daar is nog steeds krag. Dis die krag in die bloed van Jesus wat vanaand nog 'n sondaar kan laat oortuig en hom was. Al was sy sonde soos skarlaken, dit sal wit wees soos wol. Dis daar die bloed wat die krag dra om te beskerm ook. Om onder die kosbare bloed van Jesus skuiling te gaan soek. En dan die olie, naamlik die Heilige Gees. 'n Goddelike salwing. 'n Kerk wat hulle visie Jesus Christus is en leiding soek by die Gees van God, sal nooit nodig hê om terug te kyk nie. Hulle het altyd 'n oorvloed van 'n toekomsplan. Want God is in beheer van daardie plek. Waar die woord van die Here, naamlik die brood van die lewe, hierdie woord wat vlees geword het, hierdie is die brood wat ek en jy kan daagliks eet. Amen. Wat sê Jesus? Julle soek vleeslike brood, maar ek het brood, iets wat jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Hierdie woord wat ek voor my op, kan ek van jou vanaand vra, glo ek en jy wat nog in hierdie skrif geskryf staan? Glo ek en jy, kan ek vanaand vir jou vra, waarom word so baie van dit uitgehaal? Want die woord van die Here sê vir my, as enige iemand enigiets uit hierdie wetboek uithaal, sal sy naam uit die boek van die lewe uitgehaal word. Of as ek byvoeg, sal die pla bygevoeg. En die Here wys vir my hierdie. En hy sê, en ek het dit nou so rukkie terug, het ek by my gemeente ook. Toe sê ek, weet jy wat, ons is so afwagtend vir die koms van Jesus Christus. En dis asof die Gees van die Here vir my sê, sit die wegraping net so vir 1 minuut bietjie een kant toe. Because I still got something to do. Kan ek gou vanaand vir jou sê, wat is dit? God wil sy kerk kom besoek. Halleluja. En hy wil ek wil vanaand vir jou sê, hy gaan 'n herstel bring soos nog nooit tevore nie. Ek sê hy gaan 'n herstel bring soos nog nooit tevore nie. Wat hy sê, ek sal julle vergoed die jare wat die trek springgaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gehad. Daar was 'n tyd wat ons het selfs die duiwel beskuldig. Wie ook al beskuldig is duiwel, want ons wil hom krediet gee. Pastoor, die duiwel het my laat dit doen. Jy lieg, man. Pastoor Ewen, mag ek sê lieg van die kansel af? Wie kom blameer jy die duiwel? Want jy wil nie werklik tot bekering toe kom nie. Jy wil nie regtig seker maak jou saak is reg nie. Want Suster Sunny het 'n probleem met Suster Petro. Want Suster Petro het nie gedoen soos wat Suster Sunny wil hê nie. Ek hoop nie mense Petro in hierdie kerk nie. Maar hy is, dan preek die Here by praat met hulle.
En ek en jy het altyd 'n probleem met iemand anderster en ons het 'n probleem met die en ons het 'n probleem met daai. Maar wanneer ek na die woord van die Here kyk, dan sê ek, Here, hierdie is 'n spieël waar ek in myself moet mee vereenseldig. Here, voor ek enig na iemand anderster kan kyk, kan ek nie eers in hierdie spieël gaan kyk en sê, Here, hoe lyk my lewe met U nie? En ek soek die teenwoordigheid van God in my binneste. Ek soek dat die Here homself kom openbaar in my lewe. Ek soek dat die Gees van God homself moet openbaar in my huishouding. Kom aan. Hoe lyk jou gebedslewe by jou huis? Hoe lyk jou gebedslewe by jou huis? Wat aanval wanneer jy kan bid is wanneer jy iets nodig het. En dan plaai jy nog die pastoor dat hy saam met bid ook. Wat ons staan op die skrifgedeelte, as enige twee oor enige saak saamstem, dan sal dit hulle ten dele val by hulle Vader wat in die hemel is. Kyk, ek het 'n paar godsmanne in my lewe ontmoet. Jy was te bang om daai ou in die oë te kyk. Maar dit lyk asof die Here net by hom staan as kinder. Wat hy vertel om jou hele lewe. Maar daai pastoor Duyman, as daai pastoor Duyman begin 'n koordans het, dat ek gesien hoe manne opstaan en hulle spring op en hulle begin bely. Wat as pastoor Duyman koordans en hy koordans hier tussen die banke deur en hy kom by jou en hy ruk jou in die oor en hy sê vir jou, broer, hoekom het jy laasweek saam met my sekretaresse gaan uit en nie saam met jou vrou nie? Wat gaan jy sê? Jy sien, ons dink nog steeds, ons kan wegkom. Want die kerk sit in chaos, want hulle sit in 'n donker put. Hulle het 'n verwagting dat God iets moet doen. Maar wie wat is hulle verwagting? God moet na hulle pype dans, met alle respek. Want God is net 'n God van voorsiening. Of hy is net 'n God van liefde. Hy is ook 'n God van heiligheid. Hy is 'n God van toorn. En as ek hier lees, dan sien ek baie keer, daar's goed wat ons pad langs gekom het, en dinge loop nie reg nie, en dinge val nie in plek nie, en ek weet nie wat aangaan nie, en ek beskuldig die duiwel, en al sulke goed, maar in die meantime is die Here besig om my iets te leer. En op die ander kant is ek dalk net besig om te maai wat ek heeltyd gesaai het. Ek weet nie of hier 'n koeksusterbende is nie. Of 'n muffinbende, dis die kindergroep. Glad nie, prys die Here. Of hulle is dalk net agteraf, dit het nog net in die lig uitgekom. Maar een ding is verseker vanaand, terwyl die Here vir my sê, hy sê gaan sê vir hulle, daar kom 'n tyd, wat ek die springgaan van hulle gaan afweer. Ek gaan begin regmaak, hy sê, hy hoor mooi, en dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het. Kan ek gou vanaand vir jou sê, dank die Here, hy het my nog nie uit die lewe uitgevat nie, hy het my nog steeds elke oggend sy genade gegee. Elke môre, wanneer die son opkom, is God se genade nuut en vars, en hy gee vir my en jou die geleentheid om op te kan staan en sê, Here, hier is ek, Here. As daar enige iets is soos koning Dawid gebeur, hy sê, search me, O God, and if you find any wicked way in me, come and cleanse me. Send a new touch of fire on my soul. Voor ons dit sing, is daar 'n ou koortjie wat sê, the sins I used to do, I do them now. As ons nie daai koortjie kan sing nie, kan ons nie sing, send a new touch of fire on my soul. Maar as ek sing, the sins I used to do, I do them no more. Amen. Had hy nog 'n ander versie, the smokes I used to smoke, I smoke them no. Pastoor, die Here is goed vir my, ek rook nou net 3 sigarette 'n dag. Lieg man. Jy wil nie ophou nie. Wil nie ophou nie. Wat as Christus jou vrygemaak? Is jy waarlik vry? The gossips I used to gossip, I don't gossip anymore. Hulle het mos nou hierdie verskoning.
Ons kinder nie, ons ruil net gebedsversoeke uit. Ek wonder hoekom lag ons. Dalk praat ek die waarheid. Nee, ek weet ek praat die waarheid. Jy sien geliefde, dis sulke klein goedjies wat my kan ontbreek van die heerlikheid van God. Ek soek die heerlikheid van die Here. Ons bid hierdie Pinksterweek, bid ons eendragtig, kom ons by mekaar en ons bid en ons soek en ons raak. Daar by myself, by ons gemeente, die hele week het ons Pinkster bidure en ons bid nog net een aand. Die eerste aand wat ons bid ons vir die invulling van die Heilige Gees. Die res van die week het die Here kom besoek afgelê en hy kom skoonmaak en hy kom herstel, hy kom bevry, want die Here red nog, hy genees nog en hy doop nog steeds met sy Gees. Jy sien, dis wanneer dit gebeur, wanneer ek werklik kan sien dat die Gees van God in 'n kerk beweeg. Ons kla almal oor die aanslag. Ons kla almal oor die aanslag. Maar dank die Here vir aanslag. Dank God, wanneer daar dinge by pad langs kom wat dit voel, asof ek dit nie kan hanteer nie. Maar dan weet ek, die dag toe die Here my ingevul het met die Heilige Gees, het hy my bekragtig en hy het my bly gemaak en hy het vir my gesê, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Wees nie bekommerd oor die dag van môre en oormôre nie. Want hoekom? God is alreeds daar. Hy het reeds dit in beheer en ek wil vanaand vir jou sê, daar kom 'n tyd wanneer die kerk weer op sy plek gaan kom en die trekspringhaan wat hulle kom beroof het, die trekspringhaan wat hulle brood by hulle kom eet het, gaan op 'n einde kom en God gaan sy Gees kom uitstort op die kerk soos nog nooit tevore nie. En ek wil vanaand vir jou sê, daar gaan 'n tyd kom wanneer die predikers nie meer nodig het om te preek nie, want dan gaan ons weet wat die Gees van God met almal van ons wil praat. Dis waarna ek uitsien. Om in tale te praat is 'n voorreg, is 'n gawe. Maar dis nie die alfa en die omega nie. Die alfa en die omega is om 'n verhouding te hê met 'n lewende God. En wanneer ek by daai deur uitstap en ek gaan na my huis toe, daar waar niemand kan sien nie, soos 'n Josef van ouds, toe die vrou, daai vatterige vrou, nie haar hande van hom kan afhaal nie, het hy nie gesê, ek is bekommerd oor wat Farao gaan sê nie. Hy het gesê, hierdie sonde sal ek nie teen my God doen nie. Jy sien, wanneer begin die kerk weer leef, asof hulle leef vir God en vir Jesus Christus. Want dis tog die beeld wat ek en jy moet uitdra. Hulle lyk so goed, hulle trek so mooi aan. Een en daai pastoor het 'n mooi soet aan. En die ou Pinkster gelede het hulle die hoede gehad om agterweg te kyk. Maar wanneer die Gees van God waarlik inbeweeg, dan koordans jy jou onder 'n hoed uit. Jy koordans jou uit jou baadjie uit soos 'n koning Dawid, in die teenwoordigheid van God. En 99% val jy eers op jou aangesig en sê, Here, kom was my, want ek kan nie in u teenwoordigheid kom vertoef nie. As jy werklik in die teenwoordigheid van God kom, sal jy weet wat beteken dit om die vrees van die Here op jou te hê. Jy sien, mense hou nie daarvan om te hoor. Ons soek ons die nice dinge, die lekker dinge. Maar dit kos 'n prys. Dit was nog altyd 'n prys, want die prys wat Jesus Christus betaal het, was nie goedkoop nie. Met ander woorde, geliefde broer en suster, jy moet vanaand besef een ding, jy is duur gekoop. Ek sê jy is duur gekoop. Jy's gekoop met iemand wat bekragtig was met die Gees van God, naamlik die Seun van God. Sodat ek en jy vanaand kragtig weerstand kan bied. Weerstand kan bied. Hoekom moet die pastoor weerstand bied en nie jy nie? Ek praat uit die pastorie uit vanaand. Ek praat uit die pastorie uit. Want dis hy en sy vrou wat nagte om moet vir jou bid. Nagte,
terwyl jy het veronderstel is jy is wat hom moet bid. Want God moet hom hoog hou. God moet hom staande hou. En die oomblik as hy nie na jou pype dans nie, as jy kwaad, gaan vir my ander kerk soek. Well, I've got the gift of saying goodbye. Gaan kyk of jy gaan kry. Want weet jy wat? Iewerster gaan ek en jy ons vasloop in 'n lewende God. En ek loop my eerder vas in God, terwyl ek op hierdie aarde is, terwyl ek asemhaal, terwyl ek die geleentheid het om te vra, Here, vergewe my, en was my. Please God, forgive me, and try me one more time. Dat ek op 'n plek sal wees waar God wil hê. En weet jy wat, dan gaan jy sien, hoe die heerlikheid van God se woord, weer begin in die kerk in beweeg. En jy gaan sien hoe mense weer gered word. Jy gaan bekeer. Dis die grootste wonderwerk wat kan plaasvind. Luister gou vir my. Die grootste wonderwerk is nie wanneer jy 'n dooie lewendig bid, of wanneer jy iemand uit 'n rolstoel uitbid nie. Ons soek al daai tekens. Die grootste wonderwerk is wanneer 'n sondaar, 'n vuil sondaar, besef, hy het God nodig, en hy besef en hy kry daai oortuiging deur die Gees van God. Die enigste groter wonderwerk is dit, is wanneer 'n Pinksterou weer tot bekering toe kom. 'n Bietjie van sy troontjie afklim en besef, it's not about me. Want dit was nog nooit oor die mens nie. Dit het nog altyd gegaan oor God, en dit sal nog altyd oor God gaan. En die Here leer vir my iets, en ek wil dit vanaand vir die kerk sê, ons het baie dinge agtergelaat, ons het baie seëninge, teenwoordigheid van die Here, kragtige werke van die Here, het ons laat verwaarloos word. Ek kan onthou, in my lewe in Pinkster, het ek gesien, hoe die Here kragtige dade doen. Ek het al gesien, hoe kankers uitval. Ek het hierdie goed letterlik en figuurlik gesien. Ek het gesien, hoe klein kindertjies onder tale praat. Ek was by 'n Pinkster, by 'n jeugkonferensie, waar ons as Pinkstermanne saam op mens, jeug gebid het. Dat ons die Saterdagoggend 8:00 begin, 3:00 daai middag, toe die pastore kom soek waar ons is, toe lê die saal gesaai onder die geklank en die teenwoordigheid van God se Gees. Jy sien, dis die krag van God. Vandag worry ons oor ons gebou lyk, en ons worry oor wat ek ry, en ons worry, maar ons het die krag van die werking van die Heilige Gees het ons verloon. As 'n ou Pinksterkoortjie wat sê, give me that old time religion. Still good enough for me. Geef my daai ou tydse evangelie. Geef my daai godsmanne, wat bereid is om te kan sien, en ingestel te wees deur die Heilige Gees, om sonde te kom openbaar. Waarom? Waarom? Pastoor Ollewage het jare terug die ding gesê, hy is al dood vandag. Het hy gesê, sonde het 'n nuwe baadjie aangetrek, menseregte. Pastoor, die Here sal niemand verneder nie, hy verneder niemand nie, om jou sonde te openbaar nie. Hy openbaar dit, want hy het jou lief. En hy wil hê, ek en jy moet waarlik vrykom. En sê die woord van die Here, hy sê openbaar hulle sonde, veral in hierdie laaste dae, wat ek en jy beweeg, wanneer daar tye kom, kan man ons moet eerlik wees, daar gaan tye kom, wat ek en jy nie gaan weet of ons kom of ons gaan nie, maar een ding is verseker, ek weet ek kan bly staan, want ek weet wie in my is, want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En omdat hy wat in my is groter as hy in die wêreld, sê die woord van die Here, sal ek meer as 'n oorwinnaar wees. Daarom kan ek dan opstaan en sê, vyand, ek weerstaan jou in die naam van Jesus. En dan kan ek ook in die autoriteit staan en sê, vyand, jy sal geen mag meer hê nie. Why? Because I've got the authority by the power
of the name of Jesus Christ. En wat alles wat ek op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Maar wat ek ook op hierdie aarde ontbind, sal ook in die hemel ontbonde wees. Ek wonder, hoekom die kerk nie kan bly wees nie. Ek wonder, hoekom kan die kerk hulle nie verheug nie. Dink nou net vir een oomblik. Jy moes voor 'n houtpop gaan buig het. Met die hoop, daai dooie stuk hout gaan met jou praat. Terwyl hierdie woord vir my leer, wanneer ek opreg na God toe gaan, is daar 'n kanaal, daar's 'n deur. Daar's 'n voorhangsel wat geskeur het van bo tot onder. Naamlik die liggaam van Christus wat geskeur is, sodat ek in die troonkamers van God kan kom. Ek kan gou vir jou so 'n bietjie geskiedenis leer. In die Ou Testamentiese tyd kon jy nie alleen daaraan gegaan het nie. Jy het 'n priester nodig gehad, maar ek het vanmôre 'n hoëpriester. Sy naam is Jesus Christus. Hy's die Alfa, hy's die Omega. Hy's die begin, hy's die einde van alle dinge, maar hy's ook my voorspraak en hy's my advokaat. Wanneer ek in die troonkamers van God ingaan, dan stap ek agter die bloed van Jesus Christus aan en ek kan hoor wat God vir myself wil sê. Pastor, I've got a word for you. Van wie af? Vanmôre het die Here vir my gesê, ek moet vir jou kom sê, dis snaaks, maar ek kom nou net uit my bidkamer uit, hoekom het ek dit vir myself gesê? Hoekom sê ek dit so vir? Want nie elkeen wat sê, Here, Here, gaan die koninkryk van God beerwe nie. Here, in U naam, het ek duiwels uitgedryf. Here, in U naam het ek hande op die siekes gelê en hulle het gesond geword. God sal nooit sy werk laat skade ly nie. Maar wag, gaan jy doen? As God sê, gaan weg, ek het jou nooit geken. Ek het jou nooit geken. Jy sien, wanneer daar invulling van die Heilige Gees in my lewe gekom het, moet daar 'n radikale denkverandering, hartsverandering en optrede verandering plaasvind. 'n Radikale verandering. Met ander woorde, jy dink nie meer oor wat die duiwel doen nie, jy vat beheer oor wat die duiwel doen. Amen. As die duiwel jou liggaam aanval, dan sê jy vir hom, wat soek jy in hierdie liggaam? Jy het geen reg oor hierdie liggaam nie. Hierdie liggaam is gewas en is gered en is genees deur die bloed van Jesus Christus. En die tyd wat die vyand my beroof het van die teenwoordigheid van God, dis sê die Gees van die Here, leer hy my hierso deur, dat hy gaan daardie goed wat ons verloor het, gaan hy vir ons terugbring. As jy ooit gedink het, die kerk het 'n goeie tyd beleef in die teenwoordigheid, wag vir wat gaan kom. Maar wees op die plek om te ontvang. Wees op die plek, want waar begin herlewing? Ons kom by die kerk vir mekaar vanaand. En ons moet daar wees, want pastoor Eben gaan hier op en af spring en hy gaan bietjie vuur maak onder ons. Mag hy 'n sambok koop? Hoe bly julle nou stil? Nee. Herlewing begin daar in jou bidkamer. By jou plek. Jou place of prayer. Dis waar herlewing begin. In jou binnekamer, in die teenwoordigheid van God. Dis waar herlewing begin. En weet jy wat, hoe meer jy dit gaan soek, hoe meer gaan jy gereed wees vir die uitstorting van die Heilige Gees. En dan kom staan ons en ons almal kom voor by mekaar en ons kom staan. Ek moet vanaand in tale praat. 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 Jy hoef nie vanaand in tale te praat nie, jy hoef nie. Pastoor sê tale praat is nie belangrik nie, dit is belangrik. Die woord leer vir ons, Paulus leer vir ons. Wanneer jy in 'n taal praat, dan stig jy jouself en jy praat met die Gees, jou gees praat met God se gees en daar's 'n verborgenhede. Met ander woorde, jy staf jouself voor God oop sodat die heerlikheid van God binne jou kan kom, sodat jy kan begin naderhand verstaan. Wanneer praat God nou eintlik met jou en wanneer is dit net jou eie gedagtes?
Maar wanneer ek ingevul word met die Gees van God, dan gaan ek verstaan, wat is die liefde? Wat is die blydskap? Wat beteken dit om vreugde in God te hê? Dan gaan ek verstaan, wat is lankmoedigheid, sagmoedigheid, getrouheid. Kan net een dag 'n week kerk toe gaan, net een diens 'n week kerk toe gaan. Terwyl die woord van die Here sê, moenie julle onderlingse byeenkomste nalat nie, so sommige die gewoonte het, want daardeur vertrap julle Jesus Christus. Iemand gebruik die naam van Jesus uitlik. Oh, het jy gehoor? Maar jy wat nie elke diens hier is nie. Come on, jy doen nie dieselfde. Het pastoor Eben vir my gesê wat om te sê? Nee, hy het vir my gesê, gee wat die Gees van God vir jou gegee het om te gee. En ek doen dit, want ek weet waar ek hier staan vandaan. God praat met manne en vroue, en hy sê, kyk, dis tyd om jou lewe in orde te kry. Dis tyd om seker te maak, jy gaan hemel toe gaan. Pastoor Eben kan nie jou lewe vir jou leef nie. Hy kan jou raad gee, hy kan jou bebid, hy kan jouself bestraf, maar hy kan nie jou lewe vir jou leef nie. Nie as God gaan jou lewe vir jou leef nie. Hy gaan jou nooit dwing. He's a gentleman. Hy gaan jou nie dwing om hom in gees en in waarheid te aanbid nie. Maar ons leef in 'n tyd wanneer die kerk die God in gees en in waarheid moet begin aanbid. Dat daar niks en niemand is wat my hoef te dryf om lewe te kry nie, maar hy wat binne in my is die een wat my dryf. Nou vra ek jou vanaand, kerk, wat soek ons vanaand van die Here af? Want ten midde van die chaos wat jy is, miskien is jou lewe in 'n chaos, miskien is jou huwelik in 'n chaos, miskien is jou finansies in 'n chaos. Ek preek nie geld nie, ek nog nooit tiendes gepreek nie. Maar as jy by God steel, moenie verwag dat finansiëel met jou goed sal gaan nie. Come on, jy het dan die gees van 'n dief. Jy koester dan die gees van 'n dief. Hoe kan die Heilige Gees en die gees van 'n dief in een liggaam bly in? Maar wanneer ek 'n verhouding met God het, dan bring ek my volle tiende na die skathuis. En dit is vir my 'n voorreg, want dit behoort nie aan my nie. Dit behoort aan God. You never pay tithes, you return tithes. Ekskuus. Maar ek sê hom soos die Gees my lei. Wie wat sy hartseer is dit dieselfde mens wat nie wil tiende betaal nie. Verwag die kerk moet vir hom sorg, want dit moeilik gaan. Maar wanneer ek ingevul is met die Gees van God, wanneer ek regtig gevul is met die Gees van God, gaan ek nie eers 2 keer dink, hoekom ek dit moet doen nie. Ek doen dit net. Want dit is die Gees van die waarheid. Want Jesus Christus het 'n belofte gemaak. Hy het gesê, ek sal julle nie as wese agterlaat. Maar ek sal my Vader bid, dat hy julle ander trooster gee. Naamlik die Gees van God. Die Gees van die waarheid. Kan ek vanaand vir jou sê, die Gees het nog nooit teen God die Vader gepraat nie. Die Gees van God het nog nooit teen Jesus Christus gepraat nie. Pastoor, maar Jesus het water in wyn verander. Kyk, as hulle daai ding vir my bring, dan sê ek, wys my waar staan dit geskryf. Wys my waar staan dit dat Jesus het water in wyn verander. Of wys my waar Jesus sê water word wyn. Dit staan nie daar geskryf nie. Want in Johannes 2 waar hierdie wonderwerk plaasgevind het. Jy sien, die mens weet nie wanneer God manifesteer in sy woord. Hulle weet nie wanneer God ernstig is oor sy. Hulle ken ook nie die geskiedenis van God nie. En daarom sal hulle skrif uit die woord uithaal.
om hulle eie sieninge en hulle eie sondetjies te kan verberg of te regverdig. Want in daardie skrif kom sy moeder by hom en sy sê vir hom, daar's nie meer wyn nie. Hy sê vir haar, vrou, wat het ek met jou te doen? Wat het ek met jou te doen? Want my uur het nog nie gekom. Wat se uur? En hy gee opdragte daar. En die laaste opdrag wat is, hy sê skep water uit en gee vir hulle water om te drink. En die oomblik toe hulle die water vat, toe is daar verandering. Kan ek gou vir jou sê, dis niks anders as 'n manifestasie wanneer jy gaan toelaat dat die Gees en jy begin drink van die lewende waters van God, dat daar 'n verandering in my en jou moet plaasvind, dat ek en jy nie meer dieselfde kan wees en die ou mens kan wees nie. Halleluja. Dit het niks met jou wyntjie hier en nou en daar uit te waai nie. Dit het niks met jou brandewyn of jou bier uit te waai. Dit het niks met daai goed uit te waai nie. Pastoor, hoekom praat jy oor hierdie goed? Want ek praat reguit, want dit is wat in die huise aangaan vandag. Waar die pastoor nie van weet nie. Maar vanaand 12:00 maak die Here hom wakker. En hy sê bid vir broer Jan. En dan bid hy en hy roep broer Jan se siel. En iewers is broer Jan besig met goed wat hy nie moet besig wees nie. Want ons weet dat daar 'n gawe van onderskeiding van gees. Party mense hoef jy nie te weet, jy hoef nie eens die gawe van onderskeiding te hê om te weet hulle sit vas met verslawing nie. Jy ruik hulle. Jy ruik sommer die brand wat hulle rook ook. En dan sê hulle, pastoor, ten minste rook ek nie meer nie, maar ek vape nou. Dan stink die ene strawberry. Kom aan mense, weet jy wat? Wat wil ek vanaand vir die kerk, wat sê die Gees van die Here, kom gee vir die kerk, hy sê, kom sê vir die kerk, dat God sê ons die kerk moet weet tot bekering toe kom en tot inkeer kom, because I want to do a restoration like never before. God gaan kom doen, en alles wat ek en jy verloor het, wat God vir my in jou instoor gehad het, dink van al die kere wat jy nie in die kerk was nie, wat jy veronderstel was om 'n ontmoeting met God te gehad het, God gaan dit iewers te kom teruggee, en hy gaan dit kom bring, wat iewers het, was jy beroof gewees van die teenwoordigheid van God, en die Here wil dit herstel. Ons sit gou 'n bietjie vanmiddag en ons praat. Hierdie banke moes vol gewees het. Hierdie banke moes vol gewees het. Ek gee nie om of dit vol is of nie vol is nie, want die woord sê waar 2 of 3 vergader, daar's God in hulle midde. Amen. Maar hierdie banke moes vol gewees het, want die kerk moet op 'n plek kom waar hulle God weer soek, en dis nie hierdie gebou nie. Hier sit die kerk. Hier staan die kerk. En dan kom hy volgens die woord van die Here in 2 Korintiërs 6 af vanaf vers 14. Dan vra die Here, wat het lig en duisternis te doen met mekaar? Wat het die lig met die duisternis te doen? Wat het Bilial met God te doen? Wat het die geregtigheid met die ongeregtigheid te doen? En hy sê vir ons duidelik, hy sê dit duidelik, hy sê, want julle is die tempel van God, en hy gee 'n opdrag, hy sê, kom onder hulle uit, sonder julle af, en raak nie aan wat onrein is nie. En dan gaan jy verder in hoofstuk 7. Dan kom Paulus, hy sê, terwyl ons, maar laat ek eers verder gaan, anders te los ek 'n skrifgedeelte. Hy sê, en ek sal julle aanneem, en julle sal vir my seuns en dogters wees.
En ek sal vir julle Vader wees. O, die Here is nie aannemer van 'n persoon nie. Het jy al gehoor gebruik hulle daai skrifgedeelte? Wel, ek is aangeneem. Ek is nou mede-erfgenaam. Ek is nou mede-erfgenaam van Jesus Christus. En ek en jy het 'n voorbeeld wat ons moet doen met die Heilige Gees. Wat ons kom invul is om die krag van God uit te leef. Hoofstuk 7 sê Paulus, hy sê, broeders, terwyl ons aan hierdie belofte het, laat ons van alle besoedeling in die gees en in die vlees reinig. In die vlees en die gees, in die gees en in die vlees. 'n so gesonde gees, huisves, gesonde liggaam. Nie gym, met hoeveel steroids, en ek weet nie wat se gemors alles nie. Dis 'n gesonde liggaam, wat weet wanneer dit beteken om vastheid uit te roep. Dis 'n gesonde liggaam, wat weet om goed te los, wat jou liggaam gaan vernietig, wat veronderstel is om die tentwoning van God te wees. Ek vra jou vanaand, is ons as kerk gereed vir God om 'n herstel te bring soos nog nooit tevore? Is ons afwagtend? Is ons afwagtend vir 'n kragtige besoeking van 'n heilige God? Of het ons tevrede geraak met 'n namaaksel? Groot respek teenoor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Weet jy, 'n namaaksel van iets is goedkoop. Ek wil begin afsluit. 'n namaaksel is goedkoop. Wat dit beteken, dis nie die ware Jakob, as ek dit so mag stel. En dis hoekom daar baie keer smokescreens en ligte en ek weet nie wat se allerhande goed in die kerke moet inwees nie, want ons wil 'n atmosfeer skep. Kom ek sê vir jou, die beste atmosfeer is wanneer jy sê, Here, laat daar minder van myself sal wees en meer van U, en ek is bereid om my knie te buig en sê, kom o Skepper Gees, lewend maak dit Gees. Kom in al die volheid. Kom in al die krag. En ek wonder of daar chaos in jou lewe is. Terwyl ek vanaand vir jou sê, te midde van daai chaos, het God 'n plan om 'n besoeking te kom aflê. Ten midde van die chaos in die kerksektor van vandag, het God 'n plan om 'n herstel te bring. En hy gaan bring waar die koring, die mos en die olie oorvloedig sal wees. Waar die woord van God oorvloedig sal wees, waar die woord van God reguit gesny sal word, waar jy voeding sal kry, wat jy nie meer net aan die bottel sal drink nie, maar dat jy vaste spys sal kry, wat jy nie meer net melk sal sit nie, wat jy sê ons moet lankal by die melkfase verby wees, want die woord van die Here sê, teen hierdie tyd moes ons almal al predikers gewees het. Daar kom 'n fase wat God dit gaan doen. Waar die bloed van Jesus waarlik, en luister gou mooi, as jy dit mooi gaan naslaan. Hy sê vir ons, ek wil dit vir jou lees. Die bloed van Jesus verteenwoordig ook die vreugde, the joy. There's joy that I have. The world didn't give it to me. Amen. Hoe lekker sing ons dit? Né? Sing ons dit? If the world didn't give it, the world cannot take it away. Ekskuus. Maar dis die plek waar ek meeste sien hoe die kinders van die Here lieg.
Want laat hulle net Sondag uit die kerk uit gaan en Maandag werk toe gaan. Hy hardloop nog Maandag met die lied in die hart. Net toe daar iets gebeur. Net voor 'n taxi voor hom inry. Net voor iets gebeur. En dan is daai joy by die agterdeur uit. En wie het dit gesteel? Wie het jou vreugde gesteel? Kom aan kind van die Here, wees eerlik. Die wêreld het dit gesteel. En jy het Sondag het jy gesing. This joy that I have. The world didn't give it to me. And the world cannot take it. The joy of the Lord is my strength. Die krag lê in die bloed van Jesus. Dis hoekom baie kerke nie wil hê jy moet meer bloed preek nie. Amen. Maar ons moet bloed preek, want dis die bloed wat my moet was. Dis die bloed wat my sal reinig. Dis die bloed wat my beskerm. Dis die bloed wat my toemaak wanneer ek in die teenwoordigheid van die allerheiligste God kom, wanneer ek daar in die heilige plek van God ingaan en ek kan hoor dat God met my sal terugpraat. En die olie is om die salwing uit te dra na buitekant toe. Iemand vra vir my eendag, pastoor, Petrus het verby mense geloop, dat die skade weer mense genees. Hoe kry ons dit? Ek sê, gaan soek die salwing van God. Gaan soek die salwing van God. Hoekom? Hoekom? Want die woord van die Here leer vir my, the anointing will break every yoke. Come on, meneer. Come on, mevrou. Luister gou-gou. As jou man of jou vrou nie die kerk, die Here wil dien nie, dan begin jy bid en jy soek die salwing in die Here. En jy laat die salwing van God se gees in jou huis opereer. En ewe skielik kom jou man, ek het dit al baie keer gesien. Dan kom jou man op 'n plek wat hy sê, ek kan nou nie, laat ek gaan maar getuig. Ek het eendag 'n man gehad, hy kom na my toe, hy sê vir my, pastoor, ek moet jou kom sien. Ek sê, hoekom? Hy sê, my vrou bid te veel. Ek sê vir hom, wat bedoel jy sê bid te veel? Hy sê, sy begin goed sien wat sy nie moet sien nie. Ek sê, begin sy jou verlede raak sien, daai goed wat jy wegsteek. Hy sê, net so. Ek sê, nou weet jy wat, die enigste manier om hulle weg te kry is, gaan bely dit aan die Here. Want die woord van die Here sê, aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit eers weer dink nie. Want weet jy wat, daar waar hy vrou begin bid en die salwing kom in, dan begin die volgende persoon ongemaklik voel. Wat ek vanaand vir jou sê, was nooit, the anointing will break every yoke. En dan ek wil vanaand vir jou sê, waar die salwing is, sal 'n ander gees ongemaklik voel. Die kerk wat werklik toelaat, dat die salwing van die Here opereer binne in 'n kerk, sal jy sien, daar sal nog duiwels uitgedryf word. Daar sal demone manifesteer, want hy kan nie in die teenwoordigheid van die Here staan nie. Dis die krag van God. Ek wil jou nie vanaand ontmoedig om te sê, moenie soek om in tale te praat nie, soek dit met alles wat binne in jou is. Maar daar is iets, wil ek sê, belangriker is, sorg dat die gees van God kan werk, soos wat hy altyd wil werk. Want God wil die brood, hy wil 'n oorvloedigheid van die brood, en hy wil 'n oorvloedigheid van die sap, van die druif, en hy wil 'n oorvloedigheid van die olie weer in die kerk kom uitstort, maar ek wonder of die kerk gereed is om dit te kan ontvang. Pastoor, ek weet nie of ek so kan bid soos wat ander bid nie. Asseblief. Ons weet dat die woord van die Here sê, 'n vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ons weet van 'n man wat gebid het, en vir oor die 3 jaar het dit nie gereën nie. Hy selfde man het gebid en het reën gestuur. The same authority, dieselfde dinge, uit die monde van Jesus Christus, dieselfde dinge wat hy gedoen het, sal ek en jy kan doen. Deur wat?
deur die invulling van die Heilige Gees wat ons kom bekragtig het, maar deur die salwing van God se Gees. Wil ek vanaand vir jou sê, kind van die Here, luister mooi, hierdie is net vir die kind van die Here. Luister mooi, ek wil dit weer 'n keer sê, hierdie is net vir die kind van die Here. Jy sal die vyand kan weerstaan in die naam van Jesus Christus. Jy sal meer as 'n oorwinnaar wees deur Christus Jesus. Jy sal triomfantlik wees. Jy sal die autoriteit kan hanteer wanneer jy toelaat dat die Gees van God jou kom vang en jou kom vernuwe. Jou omstandigheid sal verander. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal bygevoeg. Met ander woorde, dit gaan nog altyd oor die teenwoordigheid van God en ek wat moet reg wees om in daardie teenwoordigheid te kan kom vertoef en die res sal bygevoeg word. Jy sal, die woord van die Here sê, nog voordat jy vra, weet God wat jy nodig het. Amen. Ek wil afsluit met hierdie getuienis. Ek is een van die pastore wat glo, die enigste kar wat uit die hemel uitgeval het is 'n Toyota. Okay, waar staan dit geskryf? In Vrede 3 vers 6. Ag, die enigste, dis net 'n grap. Die enigste rede hoekom ek sê, want Toyota se eerste embleem was 'n stallion geweest. En hy ry op die wit perd. Dis maar hoe ek hom simboliseer. Maar onder andere begin ek en my vrou, ons begin bid. Laas jaar, ons nuwejaarsvoornemens is om skuldvry te kom, want ek glo skuld is van die duiwel af. Dit plaas jou in bondage. Amen. Come on, skuld plaas jou in bondage. En ek en my vrou begin bid, ek sê, Here, maak ons skuldvry. Ons begin vra, en ons stem saam in gebed. Meneer, die woord sê, moenie verwag dat God jou gebede beantwoord as jy nie in vrede met jou vrou kan leef nie. Waar staan dit geskryf? As jy by Genesis begin, jy kan Openbaring kom, gaan jy in Petrus kom, gaan jy agterkom. Dit staan daar geskryf. As jy nie in eenheid saam met jou vrou kan leef nie, moenie verwag dat God jou gebede beantwoord nie. Dit staan daar. Ons bid. Sê, Here, maak ons skuldvry. Die 25ste Februarie laas jaar gaan doen ek hospitaalbesoek. Nou ons het die gewoonte, as ons uitklim, dan pleit ons die bloed oor ons kar. Sy aan die linkerkant, ek op die regterkant. Ons is na die hospitaal, en toe ons uitkom, toe is hy weg. Toe het iemand hom geleen. ...48 uur later, toe ry ek in Randburg uit met 'n splinter nuwe een. Nie 'n sent skuld nie. Luister mooi. Ek en my vrou tot vandag toe, die Here kan my uitdra, my vrou kan my uitdra, tot vandag toe het ons gevra, Here, gee vir ons 'n ander kar. Ons het nie. Ons het nie. Pastoor, hoe is dit moontlik dat dit gebeur? Want jy sien, God het gesê, jy het gevra om skuldvry te wees. Ek het geskuld op daai kar. Kry 'n splinter nuwe een, 'n beter een, nuwer model. Het nog nie eens 20.000 kilos op die klop. Vir die tyd wat ek hom bestuur. En die Here sê, jy sal nooit weer op 'n kar skuld. Hoekom? Hoekom? Want wanneer jy oopmaak vir die Gees van God, en ek wil gou vanaand vir jou 'n openbaring gee. Ons soek wonderwerke, fisiese wonderwerke. As ek dit so mag noem, vleeslike wonderwerke. Maar laat hierdie pastoor vanaand vir jou 'n ding leer. 'n wonderwerk
manifesteer eers in die gees, voordat dit in die vlees kan manifesteer. En toe die Here my leer, dat ek het nie eers nodig meer om te vra nie, ek weet wat ek nodig het. Ek stap daar uit, en toe die assuransie uitgesorteer is, toe kry ek nog genoeg geld het om die ander skuldplaat te betaal. Was dit lekker toe ek daar uitkom en ek sien hy's weg? Nee, was nie nice nie. Maar ek het een ding gevra, maak ons skuldvry. En ek moes 'n ding in my lewe leer. Dit maak nie saak waarmee ek besig is nie. God altyd eerste. En sy wil altyd eerste. En die res sal God altyd byvoeg. Nou vra ek jou vanaand, kind van die Here, 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die gees ondersoek alle dinge. Wat gaan jy maak vanaand as die Here sê, kom laat ek bietjie jou hart ondersoek? Is jy regtig oop dat die gees van God jou hart kan ondersoek en verdiep? Want ek, soos seker is wat ek hier staan, glo ek, dat daar kom 'n besoeking deur die Heilige Gees, want hierdie woord sê so. En hy praat met Israel, in vandag se teenwoordige tyd praat hy met die kerk. Maar dit is alles voorafgaande met bekering en selfondersoek. So ek vra jou, hoekom soek ek vanaand tale? Bo ek soek om waarlik vry te wees. Jy sien, ek kan nie dit soek soos wat ek wil nie. Dis eers die vrymaak, dan kom die invulling. Daar kan nie wedergeboorte plaasvind sonder bekering. En my dade, my optrede, verheerlik God, of dit breek God se karakter af. Wil jy maar jou oë sluit? Net daar waar jy sluit jou. Die kerk het vanaand, die algemene kerk, het ongelukkig vanaand 'n gedaante van godsaligheid. Kyk maar net, hoe stry hulle oor wat ek mag doen en nie mag doen nie. In plaas van om te sê ek wil nie, want ek het iemand ontmoet. Sy naam is Jesus. Maar hier waar ek staan, sal ek eers sê vanaand, Here, kom ondersoek my. Want ek het 'n verlange na ware Pinkster. Ek sê ware Pinkster. Waar ek nie gedryf word deur 'n prediker of 'n musiekgroep, of waar ek gedryf word deur die Gees van God. Nou vra ek jou vanaand, soek jy werklik die Gees van God in jou binneste? Na watter tempel toe nooi jy hom vanaand? En as jy vanaand hier sit en sê, ek moet iets klaarmaak, ek moet iets uitsorteer, nooi ek jou om mans genoeg te wees en op te staan en te sê, ek wil uitsorteer. Want ek wil die Heilige Gees nooi om inwoning te
Jy hoef nie bang te wees, jy hoef nie skaam te wees. Al was dit net vir hierdie een persoon, het God sy doel bereik. Maar ek weet waar ek hier staan. Mensdom, ons moet seker maak, ons saak is reg met 'n lewende God. En daarom is hierdie uitnodiging vanaand. Soek jy meer van Jesus binne in jou? Soek jy meer van die gees van God in jou? Dan wil ek hê jy moet op jou voete staan. Ek wil nog 'n stapie verder gaan, ek wil jou uitnooi vorentoe. Is daar enige altaarwerkers hier? Altaarwerkers, kom vir my vorentoe. Gaan hulle musiek speel daar agter. Dis nou jy en God. Dis nou jou tyd en God se tyd. Pastoor, ons het gekom om 'n Pinksterdiens te hê. Dit begin met bekering. Dit begin om myself te ondersoek en te sê, Here, is ek gereed om werklik ingevul te word met die Heilige Gees. Soos jy vanaand wil vra, Here, kom vul my. Dan stap jy uit vorentoe. Pastoor Jaco, Pastoor Dani, as julle ons kan kom help, is dit reg, Pastoor Ewen, kan hulle kom help. Die altaarwerkers. Ons wil graag vir jouself, ons wil vir jou bid. Maar jy kan nie vanaand uitgaan, onveranderd, onaangeraak nie. Wanneer jy vanaand hier uitgaan, moet jy sê, dankie Here, dat ek 'n treukie nader aan U is. En dat ek U kan smaak in die naam van Jesus. Niemand gaan jou dwing nie. Dis jou keuse. Staan vir my 'n bietjie vorentoe. Is daar enige salfolie hier? Daar sê ek, baie dankie. I love it wanneer 'n kerk salfolie het. Halleluja. As jy daar agter is, as jy voel jy het genoeg, steek jou hande uit. Want hierdie mense wil vanaand meer hê van die Here. Eintlik is jy veronderstel om vorentoe te hardloop. Eintlik is jy veronderstel om vorentoe te hardloop en sê ek kom stem saam. Ek kom stem saam dat God vanaand iets nuuts in mense se lewe gaan doen.